Ek wil jou nooi om jou Bybel saam met my oop te maak by die boek van Filippense, hoofstuk 3. Ons trek die jaar weg. Jy kan die Bybels oopmaak. Ons trek die jaar weg met klomp verskillende goed. En daar is dagstukkies wat uitgaan. En daai boekie is beskikbaar as jy die boekie nodig het. Asseblief bestel dit by die Hilda. Julle kan dit môre doen, nie vandag nie. Ek weet daar is 'n hele klomp boekies op pad wat ons bestel het. En saam met dit gaan ons hierdie week, daar's 5 dae uitgesit. Jy kan vir jou een dag kies. As jy 3 dae kan doen, doen 3 dae. As jy 5 dae kan doen, doen 5 dae. Maar dit is 5 dae wat ons wil ons bietjie ontreinig van sosiale media, al die goed wat op al die verskillende platforms aan die gang is, jou net so 'n bietjie distansieer en net meer tyd maak om God se stem te hoor. Die voordeel van dit is hier gebeur iets lekkers in ou se hart. As jy eers weer begin praat met die Here, as jy eers weer begin sy woord lees en tyd maak met hom, dan gebeur daar iets in jou hart. En Absa Bank kan dit nie vir jou gee nie. Checkers kan dit nie vir jou kom aflaai nie. Selfs die kerk kan dit nie vir jou gee nie. Dis iets wat jy moet gaan haal by die Here. Daai spesiale tyd saam met hom. Amen. Volgende Sondag het ons familiedag en gaan ons praat oor 'n klomp verskillende aspekte. Onder andere gaan ek so 'n klein deeltjie spandeer om te praat oor ons seniors en ons senior bediening. Dit is een van die belangrikste bedieninge in die gemeente, is ons seniors. Nou is hulle almal choopstil, hulle sit in slaap seker. Al ons seniors moet volgende Sondag hier wees en ons het 'n baie sterk groep en ons gaan vir julle net alles uitspel weer, hoe werk dit in die gemeente. En as u ingekom het dalk van 'n ander gemeente of dalk van Gauteng af, kom stap saam met ons se pad. Ons is nie die beste gemeente nie, maar ons is een van die lekkerste gemeentes. Amen. Stap saam met ons se pad, maak vriende, raak betrokke en kom geniet net die samesyn. Ons is 'n vernuwingsgemeente, so julle sal sien, hier kom ouens met kortbroeke in, Warren, asof hy nie 'n lang broek het nie. Ek moet hom uithaal, maar ons is hier om die Here te aanbid. En wat die Here in ons harte doen, kan niemand uit ons harte uithaal nie. Amen. Arnold, is ek reg? Prys die Here daarvoor. Die Here wil iets in ons harte doen. Ek wil met jou 'n paar gedagtes deel vanuit dit wat ek voel die Here op my hart gedruk het, en ek wil hierdie gedeelte aan sekere punte vir jou deurgee, maar as daar iets is wat in ons lewens belangrik is dat ek en jy stap dag vir dag met ervarings. En daar sekere ervarings wat baie keer sterker by jou bly, en dan daai ervarings, as jy dit nie hanteer nie, raak daai ervaring eintlik die stem in jou, wat jou beperk, wat jou vooruitstrewendheid terughou, en wat maak dat jy nie vry is om regtig God te kan aanbid soos wat jy moet nie. Ervarings is enigiets wat in die lewe gebeur. Sommige van daai ervarings is bitterseer ervarings, moeilike ervarings. Ervarings wat maak dat jy nie regtig jou voet vorentoe kan sit nie. En ons moet dit so 'n bietjie uitdaag vanoggend. Wil God my in my ervaring hou, of wil God my vrymaak van my traumatiese gebeurtenisse en my vorentoe vat? Daar's ook ander kante. Daar's ook goeie ervarings van sukses wat ek behaal, wat ek vorentoe beweeg in die lewe, dit gaan goed met my,
Maar selfs dit kan ook vir jou in 'n beperking bring, dat jy nie nog verder wil vooruit gaan nie. Asof dit genoeg is wat jy het, maar die Here wil eintlik vir jou dieper ervarings gee. So daar's 'n klompie goed wat ek graag wil sê, en ek glo dat die Heilige Gees wil vir ons elkeen iets doen. As Paulus sê vergeet, dan is dit 'n sterk woord. Dis 'n werkwoord, maar hy lê ook in die imperatief, hy lê ook in die bevelsvorm. Hy kom sê dat ek gee jou die opdrag. Vergeet goed wat agter jou is. Soms is dit moeilik, soms is dit makliker om dit te kan doen. Okay, laat ek net by my goedjies uitkom. Amen. So ek wil hê jy moet vanoggend vir jouself sê, Here, as dit 'n uitdaging vir my is vanoggend, help my dan om hierdie uitdaging te vat en iets daarmee te doen. Amen. Met ander woorde, as u met my praat, as ek u stem hoor in my hart vanoggend, help my om vorentoe te beweeg en om vryer te kan staan in die teenwoordigheid. Amen. So Heilige Gees, ons wil sensitief bly vir dit wat jy wil doen. En ek vra dat u Heilige Gees vanoggend, Lord, that you will change our hearts, that you will help us to be healed and to be changed by the Holy Spirit. Kasiramontila basuturusi anarabasuturiasti. Kasianalabayana. In our own strength, Lord, in our own mindsets, it's so difficult sometimes. But we pray this morning, bring us a deep sense of dependence on the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Friends, don't get me wrong. By no means do I count myself an expert in all of this. But I've got my eye on the goal, where God is beckoning us onward to Jesus. I'm off and running and I'm not turning back. Dis die gedeelte van Filippense uit die message. In die Afrikaans sê hy vir ons in die boodskap, hy sê broers en susters, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek wil nie maak asof ek die een is wat volmaak is nie. Alles behalwe dit. Maar ek gee alles om so te probeer wees. Daarom steur ek my nie meer aan my verlede en al die dinge wat toe skeef geloop het nie. Hy stel dit baie wyd. Is in die mondering van sy amp, sy profiel, Paulus se ou lewe, Paulus se verkeerde lewe, Paulus se vervolgingsstryd wat hy teen die kerk gehad het, maar ook Paulus se suksesvolle lewe. Hy was 'n uitmuntende teoloog gewees. Hy het die skrif geken. Hy was 'n geleerde man gewees en hy daardie suksesse en daardie mislukkings het hy in hierdie skrifgedeelte voor die Here gebring en vir homself gesê, nie langer nie. So hierdie skrifgedeelte beteken die volgende: om nie langer deur iets bepaal of iets beheer te word nie. As jy wil notas maak, kan jy notas maak asseblief, om iets opsetlik op sy te skuif. Om te weier om jou identiteit of rigting daardeur te laat vorm. Dis 3 belangrike goed wat ek vir jou nou gee. OK. Met ander woorde, as jy sit met ervarings, as jy sit met stuff that happened in your life, you must make a conscious decision what to do with that. As jy dit net los, as jy dit maar net laat los in jou brein, dan het dit altyd die vermoë om terug te kom op sekere dae, op sekere momente, in sekere dinge wat gebeur, en dit herinner jou aan daai ding wat gebeur het, en wat dan volg is gelyk aan manipulasie. Jy's nie vry nie.
Paulus sê, ons moet probeer om vry te word van hierdie goed. En dit beteken dus 'n aktiewe, doelbewuste keuse. Dis nie 'n emosionele ding nie. Ag, ek sit dit nou agter my. Die Here is vir my en niemand is teen my nie. Ek sit dit nou agter my. Jy weet, ons het baie hierdie kunsmatige geestelike versies en geestelike konnotasies wat ons aanhaal en goeters, maar die oomblik wanneer die pampoen die fan stryk, is dit net spatsels. Want dan kom my ou ding terug. So die vermoë om dit wat gebeur het in my lewe, die pyn wat in my lewe plaasgevind het, op so 'n manier te kan verpak in my binneste, dat ek doelbewus weer kan aangaan met my lewe, vry en gelukkig. Nogal twee mooi woorde in daai, nee. Vry en gelukkig. As enige iets van jou verlede jou ongelukkig maak, of as jy in 'n situasie kom waar daar soortgelyke goed is, en dit maak jou ongelukkig, dan het jy nie gegroei vanuit jou ongelukkigheid uit nie. Want dit beteken dat jou ongelukkigheid is nog nie reg verpak nie. Jy weet nog nie wat om daarmee te maak nie. So die volgende ongelukkigheid wat kom, klim eintlik op daai ene en dit maak jou dubbel ongelukkig. Daarom gaan dit vir jou moeilik wees om in verhoudinge aan te gaan. Dit gaan vir jou moeilik wees om met vriende weer aan te gaan. Dit gaan vir jou verskriklik moeilik wees om weer in 'n normale verhouding met iemand weer te staan. Die vakansie, ek het 'n vriend waarmee ek groot geword het. Ons het op hulle plaas het ons grond gehuur, ons het perde daarop gesit en ek het saam groot geword en 15-16 Desember toe verdrink sy seun van 27 jaar in 'n rivier en 'n maalkolk het hom ingesluk. En die pad wat ek met hom probeer stap, is so 'n pynlike pad. Dis so 'n moeilike pad. Want dit is 'n geweldige moeilike ervaring. Nou daai tipe ervaring los ons nie vanoggend in een oomblik op nie. Werk nie so nie. Maar daai ervaring is 'n ervaring wat Jesus kom omhels en hy stap saam met jou op pad en hy genees jou. Selfde dat wanneer jy deur 'n egskeiding werk, dis 'n moeilike, gekompliseerde, emosionele saak. Dis nie net 'n kwessie van ek maak 'n besluit en ek is nou klaar en ek gaan aan nie. Dit loop saam met jou. Maar hoe kosbaar is die Here om saam met jou ook daai pad van genesing te kan stap. Amen. Sê vir die ou langs jou, God loves you so much. Ja. En nou kan jy terug sê, yes, thank you, but God loves you as well. Ja. Amen. Hoekom sê Paulus vergeet as daar wysheid in die verlede is? Hoekom sal Paulus dit sê? Want daar's tog goed wat in ons lewe gebeur wat vir ons wysheid bring. Ek en Harold is al saam oor die 30 jaar in die voltydse bediening. En daar sekere goed wat ek gedoen het toe ek in my 20's was, wat ek nie meer vandag van die kansel af sal doen nie. Want ek het geleer, ervaring het vir my wysheid gegee. Daar's foute wat ek gemaak het, wat ek nie weer vandag sal maak nie, omrede ek het geleer uit die pyn uit van die verlede. So die verlede kan vir ons help om baie wysheid te bring, maar ek wil dit opsom in die volgende. Paulus onderskei tussen wysheid uit die verlede en om vasgevang te wees in die verlede. Daar's goeie ervarings wat jy kan opdoen. Daar's goeie wysheid wat jy kan optel uit die verlede uit. Maar jy moenie vasgevang word in daai goed nie. Want baie keer is hierdie wysheid wat jy gekry het
belangrik vir 'n sekere kategorie, sekere seisoen van jou lewe. En nou skuif jy aan, 5 jaar, 10 jaar vorentoe skuif jy aan, en nou wil God vir jou iets nuuts kom leer, en nou begin dit wat God vir jou nou wil leer, weeg jy op teen die wysheid wat ek geleer het, en jy sê, nee wat, ek kan nie nou nog iets beters leer nie, want God het my klaar dit geleer. En dis juist waaroor Paulus vir ons sê is, vergeet 'n bietjie van hierdie stukkie wysheid, moenie vasgevang wees in dit nie, sodat die Here vir jou nog iets meer en beters kan leer. Hoe klink dit? Ek kan nog leer, ek kan nog vorentoe beweeg, en dit sê dan die volgende, God wil hê ons moet leer, maar nie daarin leef nie. Wysheid sê, ek onthou wat ek geleer het, geloof sê, maar dit definieer nie meer my toekoms nie. Want 'n nuwe ervaring saam met die Here gaan my toekoms definieer. Amen? Kan ek 'n amen kry? Yes. So, wat moet vergeet word? Paulus praat in die konteks van sy mislukkings, sy sondes, sy vervolging, die kerk. Kom ek sê vir jou, Saulus het soveel mense, soveel Christene laat doodmaak. Hy het gesien hoe word hulle doodgemaak. Dis amper soos in die tydperk waarin ons vandag lewe. Ek wil nou nie op sy lyn gaan nie, maar as jy gaan kyk na wat in Ethiopië aan die gang is, hoeveel kerke word afgebrand, hoeveel Christene word doodgemaak. Ek dink ons beweeg in 'n era in waar dit op die wêreldtoneel al hoe meer raak, dat Christene en moslems teenoor mekaar gaan beklei. Want dit gaan oor 2 verskillende filosofieë. In lande soos Afrika lande, is daar besig om 'n uitwissing plaas te vind. Politieke leiers probeer optree, probeer beklei, om te sê nee, ons kan nie doodmaak nie. Ek stem daarmee saam. Dit help nie ons gaan mekaar doodmaak nie. Gee mekaar die vryheid om op te staan en te wees wat jy wil wees. En as jy staan vir Christus, moet jy bereid wees om vir Christus te staan en te sterwe. So hierdie goed wat in die lewe plaasvind, is amper weer 'n refleksie van dit wat ons nou ervaar in ons lewens, maar wat ook Paulus ervaar het in sy lewe. En ek wil vir jou sê, ek dink die uitdagings gaan nog groter word. Ek dink ons gaan nog meer gekonfronteer word in die volgende 10 jaar oor ons Christendom as ooit van tevore. En die oomblik as ek dink aan konfrontasie, Armand, dan kom hierdie beeld van Sadrag, Mesach en Abednego kom altyd na my toe. Waar die koning van die wêreld, Farao het 'n beeld gebou en het gesê, almal moet buig voor hierdie beeld. Hierdie sisteem, hierdie politieke sisteem, hierdie is die antwoord. Almal moet buig voor, en daai 3 manne het opgestaan en gesê, ons buig nie voor 'n beeld nie, want ons ken die ware God en ons buig net voor hom. So, dis verskillende beelde, maar dis waarom het so belangrik raak dat ons die Ou Testament weer moet gaan lees en weer moet gaan verstaan waarom ons kan bou op 'n toekomsbeeld van waartoe God ons gaan vat. Want vir die toekoms wat voorlê, wil ek reg wees om my lewe neer te lê vir Christus. Of ek lewe, is dit 'n wins, of ek sterwe, is dit ook 'n wins. Maar ons bly vir Christus staan, want hy is die ware een vir wie ons staan. Amen. So die tweede ding is daar, Paulus moet vergeet van sy suksesse wat hy gehad het. In al sy godsdienstige prestasies en statusse moes Paulus vergeet het om weg te stap van dit af, sodat hy eenvoudig kan word die diensknegt wat God wou gehad het hy moet wees. En dit beteken dan die volgende: mislukkings veroorsaak skuld, skaamte en vrees. Jy al agtergekom? As jy in die nag sit, wakker word, jy het gedroom, is dit altyd hierdie beelde van die verlede, nê? Hierdie goed wat jou trauma veroorsaak. Hierdie goed wat baie keer,
Hoe kon ek dit gedoen het? Dit was so verkeerd geweest. Dis goed, mislukkings veroorsaak skuld en skaamte en vrees. Maar sukses veroorsaak weer die teenoorgestelde. Trotsheid, selfvertroue, en dit bring jou eintlik tot stilstand. Party mense kan so roem op hulle suksesse, is dat hulle nie weet meer om verder te gaan nie. Hulle is oortrots, so selfvoldaan, dat niemand hulle niks meer kan leer nie. Gevaarlike plek om te wees. So albei van hierdie goed steel jou momentum. Dan kom ons by die vraag is, hoekom is vergeet nodig om vorentoe te beweeg? As jy gaan quit, gaan jy stagneer. As jy die uitdaging gaan vasvat, waantoe ek op pad is, dan gaan jy sukses behaal. Ek hou van die ding wat hy sê, ek is nie 'n victim nie, ek is 'n victor. Dit is baie belangrik. Ek wil hê, wat se uitdaging gee dit vanoggend vir jou? Gaan jy sit, gaan jy verloor, gaan jy maar toegee, gaan jy maar depressief bly, gaan jy maar in jou gat sit en laat die donkerte jou oorheers, of gaan jy 'n besluit maak om vir jouself te sê, luister hier, ek kan loop, ek kan stap, ek kan hardloop, ek kan oefening doen, ek kan my liggaam weer in orde kry, ek kan weer begin reg eet en reg dink, ek kan weer begin vorentoe beweeg, omdat ek die lus het om dit te kan doen. Amen. Ja, dat is een ding vir my, wat ek maar elke jaar probeer doen, is om vir my 'n uitdaging uit te sit, en om te sê, luister hier, hoe gaan ek hierdie uitdaging aanpak, en hoe gaan ek dit deurvoer, en julle almal weet, ons is besig met die Robben Island Crossing, beplanning en inoefening, en laasweek, sondagoggend moes ons gaan swem het, en terwyl ons in daai water inklim, en daai water is 10 grade, toe sê ek vir myself, vandag gaan 'n moeilike dag gewees, en ek het skaars 400 meter geswem, toe voel het my duikpak my begin skuur, en het stikkend geraak hier agter, eerste keer wat dit gebeur het, en ek sê vir myself, jy gaan moet kophou vandag, jy gaan hierdie uitdaging moet deurwerk, en terwyl ons al later 40 minute, 45 minute in die water is, en ek sê vir myself, waar is my tone? My tone is nie meer daar nie, hulle is af, hulle is weg, so koud was dit gewees, en dan sê jy vir jouself, waarom doen ek dit? Waarom doen ek dit? En ek het vir myself gesê, ek doen dit nie net vir die gemeente nie, ons as gemeente doen dit om Bybels in te samel vir hulle wat nie Bybels het nie, en ons gaan aanhou daarmee, amen? Loof die Here, ons gaan aanhou daarmee. So ons het net voor laasweek het ons 'n sponsorship ingekry van R20,000 vir die Bybels spesifiek vir daai gedeelte, en ons sê vir die Here dankie daarvoor dat ons weer kan Bybels aankoop. Hier is 'n klomp Bybels. In die week stap hier 'n vrou in, en sy bring haar beursie, en sy sê sy wil graag vir haar seun net 'n Bybel kom koop, of ons net weet waar kan 'n mens Bybels koop. Toe sê ons nee, ons het Bybels, jy hoef dit nie te koop nie, ons gee dit vir jou. Amen. So waarom doen ons sekere goed? Waarom wil jy jou lewe verbeter? Waarom wil jy vorentoe gaan? Is dit om dieselfde te bly, dieselfde stemtoon te hê, dieselfde metodiek te, ag dis maar net nog 'n jaar, 2026, ek gaan nie deurwerk. Nee, ons wil verbeter omdat God ons toelaat om te kan verbeter. So wat Paulus kom doen is, Paulus gebruik 'n atleetbeeld. 'n hardloper wat agtertoe kyk, verloor sy spoed. Onthou julle toe julle nog op laerskool was, het die onderwyser altyd gesê, moet nie terugkyk nie. Want as jy terugkyk, waar is die volgende ou, dan verloor jy spoed. Jy moet altyd vorentoe kyk. En hier is die rede, as jy bly herkou aan seer, verloor jy spoed. Laat dit gaan. Daar is goed wat in jou lewe gebeur, wat seer maak. Maar ek wil hê jy moet vanoggend, soos wat hierdie video gesê het, you must have a God moment. I am going to walk again. I'm going to keep going.
As jy jouself bly verdedig, in elke situasie verdedig jouself, jy verdedig jouself omdat jy goed nog nie agter jou neergesit het nie. Jy moet almekaar regmaak, jy moet almekaar verdedig om te bly by wat jy dink die waarheid is. As jy bly jouself verwyd, ouens, jy kan nie jou aanhoudend verwyd nie. As jy verkeerd gedoen het, as jy 'n fout gemaak het, as jy 'n mislukking gemaak het van 'n ding, kyk dit in die oë en sit dit agter jou. Hoekom? Want jy mag dit doen. Jy mag dit doen. God wil hê jy moet dit agter jou sit. Ons wil hê jy moet dit agter jou sit. Broederskap en groei in Christus is aangewese daarop dat ons goed agter jou sit. Die laaste ding daar is, dan jaag jy nie meer jou doelwitte na nie. Die oomblik as jy aanhou terugkyk, dan weet jy ons, jy is nie besig om vooruit te kyk en vir jouself te sê, ek wil vorentoe beweeg. Jy's nie besig meer om jou doelwitte na te jaag nie. Jong mense, wat wil jy hierdie jaar bereik? Wil jy in jou graad slaag, of wil jy dit slaag met 'n A gemiddeld? Of wil jy dalk jou beste doen, jy's altyd 'n C, maar hierdie jaar wil ek 'n B gemiddeld doen? Ouers, wat wil jy doen in jou huis vir hierdie jaar? Wil jy jou kinders maar net aanhou grootmaak? Alles aanvaar soos wat dit is, of wil jy 'n nuwe doelwitte begin neersit en sê, luister hier, ek wil van hierdie huis, wil ek die beste daarvan maak? Laastens, Paulus sê, vergeet van die dinge wat agter jou is. Dit beteken nie, ek ontken nie. Dis nie wat ons sê vanoggend nie. Dit beteken nie, dat jy erken die pyn van jou verlede. Jy leer die les, jy gee dit aan God, en jy los dit agter as primêre verwysingspunt. Onthou, nie om vas te hou nie, maar om te vertrou. Goed het gebeur in my lewe, en vandag kan ek daai goed gebruik om deur al hierdie goed, maar al hierdie goed het my geleer om wysheid te vat, en ek is vry van hierdie goed, nou kan ek ander bedien en help om in oorwinning te kan staan. God is 'n vorentoe God. God is 'n vorentoe God. God gaan nie agter nie. Elke keer as ek mense help wat iemand aan die dood afstaan, dan sê ek, onthou, die son gaan sak vanaand. Vandag gaan klaar kry, môre gaan 'n nuwe begin wees. Môre gaan 'n nuwe begin wees, want God sê, sy seëninge kom elke dag nuut na ons toe. Amen. Is dit nie mooi nie? Elke dag kom daar iets nuuts na ons toe. Paulus help ons om vorentoe te kyk. En dit beteken dan die volgende. Abraham moes sy huis verlaat, hy moes wegtrek uit Genesis 12 uit. Israel, hulle moes, die Exodus moes hulle aanpak. Hulle moes uit Egipte wegtrek, hulle moes laat los en laat gaan. Paulus moes sy verlede, sy identiteit moes hy neerlê. Dit is nie meer wie ek is nie, ek is nou 'n dienskneg van Jesus Christus. Jy kan nie 'n nuwe roeping leef met 'n ou verwysingsraamwerk nie. Amen. Baie dankie Marco, jy kan vir my kom speel. Ek wil hê jy moet jou oë sluit. As die Heilige Gees vanoggend vir jou gesê het, daai ding wil ek jy moet ontslaa raak van. Daai ding is iets wat jou manipuleer. Daai ding keer jou dat jy nie kan vorentoe gaan nie. Net dit. Ek gaan jou nie vorentoe roep, ek wil net hê jy moet op jou voete staan. As die Heilige Gees met jou gepraat het, wil ek hê ons gaan saam vanoggend 'n vas besluit maak vir Jesus Christus om te sê, Here, ek wil vorentoe stap. Baie dankie daarvoor. Kom, wie staan nog? Loof die Here. Naam bo alle name. Dis die een wat regeer in my lewe. Naam bo alle name. Naam bo alle name. Dankie Here.
Terwyl jy opstaan, wil ek even vir jouself sê, ek erken die goed van die verlede, maar ek besluit om vanoggend dit agter te los. Het 'n nuwe begin vir my. God's got a new beginning for you. A fresh start. Dankie Here. Dankie Here. Here, ons bring hierdie goed van die verlede. Ons bring hierdie tweeledigheid, die seer en die suksesse. En ons bring dit voor U en ons kom vra Here dat U die pyn van die verlede vanmôre sal stop in Jesus naam. Sodat die plesier van God, die nuwe gedagtes van U in harte kan posvat, Here. Ek dank U vanmôre, Here, vir elke man en vrou wat opstaan en sê, hierdie is my God moment. Hierdie is die oomblik wat ek besluit dat my lewe wat voor lê, is my lewe wat ek die beste van gaan maak. Ek gaan nie toelaat dat my verlede my manipuleer of bestuur of in 'n blik druk nie. Ek gaan toelaat dat die Heilige Gees nuwe openbaringe, vars idees in my gees gaan laat posvat. En ek dank U daarvoor. Ek wil jy met jou 2 hande vat en so op jou kop sit. En vir jouself sê, Here, ek salf myself vanmôre in die naam van Jesus Christus. En ek dank U, Here, dat U my interne wêreld skuif na hoër hoogtes toe, dieper dieptes toe, saam met die stem van die Heilige Gees. In Jesus naam. En ons sê amen.